Ek is Nico Grobler van die AP Kerk in Rustenburg. Vandag se boodskap is waardevol of waardeloos vir God. Die profeet Jeremia staan bekend as die profeet van trane. Die Here het tot Jeremia gespreek en vir hom gesê om sy volk te waarsku teen die verskriklike oordeel wat na hulle toe op pad is as gevolg van hulle hardnekkige volharding in die sonde en in afgodediens. En hulle wou nie na Jeremia luister nie en het hom as 'n vyand van die volk beskou oor die oordeel wat hy oor hulle en die volk uitgespreek het. En dit is die rede vir Jeremia se trane. Ons lees saam uit Jeremia 13 en jy kan by die huis lees vanaf vers 1 tot en met vers 11, maar ons gaan saam lees vers 10 en vers 11. Hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die volharding van hulle hart en agter ander gode aanloop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle moet word soos hierdie gord wat waardeloos is. Want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat klewe, spreek die Here. Om vir my te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad. Maar hulle het nie geluister nie. Die Here het tot Jeremia gespreek en vir hom gesê om vir hom 'n ongewaste linnegord te koop en dit om sy heupe te bind. 'n Ongewaste linne is as onrein geag en tog het God vir Jeremia beveel om dit om sy heupe te bind. In vers 9 sien ons dat hierdie linnegord God se volk verteenwoordig. God het hom 'n volk uitgekies. 'n volk om hom te dien en hom te eer en om lof aan hom te bring. Hierdie volk was nie rein nie. Hulle was in sonde en nie waardig om God se volk te wees nie, en nogtans het God aan hulle genade bewys en hulle tot sy volk gekies. En hy het met hulle 'n verbond gesluit om vir hulle in God te wees terwyl hulle in sonde was, en daarom die ongewaste linnegord. Die eis wat God aan sy volk gestel het, as hulle deel van sy verbond is, en hy vir hulle in God sal wees, is dat hulle vir hom 'n volk moet wees om hom te dien, om sy gebooie te bewaar en hom te gehoorsaam. God gee 'n baie spesiale plek aan sy volk, deur hulle soos die linnegord aan sy lyf vas te bind, en daardeur is hulle sy uitsluitlike eiendom, en hulle moes hom dien, en aan hom die eer gee, in hulle dankbare gehoorsaamheid. En dit is wat hy van hulle verwag. Omdat hulle egter nie hul verantwoordelikheid nagekom het nie, moes Jeremia die kleed afhaal en weg van hom af gaan wegsteek. Die skeiding het die kleed meer onrein gemaak en het dit laat vergaan totdat dit totaal waardeloos vir die draer daarvan geword het. So het God se volk, deur die skeiding wat hulle self tussen hulle en God veroorsaak het, deur ongehoorsaam te wees aan sy gebooie en deur agter ander gode aan te hoereer, eerder as om God te dien, hul onbruikbaarheid en waardeloosheid vir God van die verbond bewerk. In Jesus Christus het God vir hom 'n nuwe verbond met ons gesluit. En in Romeine 5 vers 8 staan daar: toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Leef ons lewens naby hom en gehoorsaam aan sy gebooie, uit dankbaarheid vir die genade wat hy aan ons bewys het? Of kies ons om ons eie sienings, wat sonde is in God se oë, te regverdig, en so ons deur ons eie wysheid en soeke na aanvaarding en plesier onsself van God waardeloos te maak? Wat sonde is, word eerder gemeet aan of dit vir die wêreld aanvaarbaar is en of dit reg is vir my as mens om self daaroor te kan besluit, as wat dit is wat God in sy woord vir ons sê wat sy wil is en wat hy vir ons daar gestel het. Sonde is dan nie meer 'n oortreding teen God se wil nie, maar 'n oortreding teen my wil en my regte, en dan doen ek
Nie wat vir God aanvaarbaar is nie, maar wat vir my in die wêreld aanvaarbaar is. Ons doel, sê die Here, is om vir hom te wees 'n volk. Vir hom te wees 'n roem en 'n lof en 'n sieraad. Dit is die doel waarvoor God vir ons uitverkies het, toe hy ons gekies het en met ons 'n verbond gesluit het om vir hom 'n volk te wees. En die vraag vandag aan u en my is ons vir God 'n volk? Juda en Israel het vir God waardeloos geraak. En hulle is oorgegee aan die oordeel en onderwerp aan die straf wat die Here op hulle gelê het. Is ons besig om dieselfde pad te stap? Bewerk ons vir ons ook 'n oordeel? Wek ons God se toorn op? Omdat ons skeiding maak tussen ons en God, deur nie aan hom gehoorsaam te wees en sy gebooie in ons lewens te bewaar nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dat U vir ons uitverkies het om vir U 'n volk te wees. Here, wil U vir ons deur die Gees gehoorsaamheid leer, sodat ons aan U eer en roem en hulde kan bring, omdat U God is. Help U ons om gehoorsaam te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.